druk en suurstof. Wat het ons nodig? 'n glasbakkie, 'n glasbak en 'n lighter en sulke kersie en kleurstof en water. Jy die water alles in. Dan ek gaan nie doen. Nee, moet ek sê. Hier. Steek die kersie versigtig aan. Diep nou die glashouer om en kyk wat gaan nou gebeur. Ons uit en uit sommer baie meer water opgesuig. Wat dink julle gaan gebeur as ons 4 kersse insit? Dink julle gaan hoor gaan? Steek weer die kersse versigtig aan. Nou, gaan ons die glashouer oorsit. Jo! Hy suig amper al die water op. Yes! Maatjies, ons gaan kyk wat gebeur met die blou water en die rooi water. Maatjies, die kersse het amper al ons water opgesuig. En daar amper niks. Kom ons kyk wat het gebeur. Toe die kers brand, het die lig binne die glas warm geword. Toe die kers doodgaan, het die lig afgekoel en saamgetrek. Die druk binne die glas het kleiner geword en die lig buite die glas het die water opgedruk in die glas. Ons het dit toe vergelyk. Die 4 kersies het die lig vinniger warm gemaak en die suurstof vinniger gebruik. Daarom het hulle vinniger doodgegaan en die lig binne die glas het meer saamgetrek. Die water het dus hoër opgestyg. Die een kersie het langer gebrand, omdat die suurstof stadiger gebruik is en die lig het nie so warm geword nie. Daarom het die lig minder saamgetrek en minder water het opgestyg. Ligdruk is onsigbaar, maar dit is sterk genoeg om die water in die glas op te druk.
Teken in en volg ons vir die volgende video.